Hallo almal, welkom by ons wolmarkverslag vir Catalog 26. Hallo Jock. Leon, Jock, ek dink ons kan definitief seker sê hierdie dag het ook nie te sleg afgegaan of hierdie veiling nie. Bietjie ligter mark, so ongeveer 1,5% wat die mark ligter is. Maar ons is nog steeds op 'n aansienlike beter plek as wat ons laas jaar die tyd was. ja, ons het ingegaan met 'n kleiner aanbieding en ek dink ons het 12 uur begin, bietjie later, maar ja, ons het verwag die mark gaan vir ons terugkom. Ek sal nie sê 'n regstelling nie, want dit is ons nuwe vlakke wat ons ook verwerk, wat ons verhandel hierso. Ja. Ons lê nog steeds op 'n average skoon indikator van oor die 2 of R250 ten minste. Ja. So wat uitstekend is. Het jy my 6-7 maande terug gevra van ons amper daar kom. Nie in my wildste drome nie. So nee, ons lê nog steeds op 'n baie goeie plek. Ja. So nee, ek het nie gedink ons gaan 1,5 afkom nie, maar kom ons kyk ook na die aanbieding wat in Australië in die mark was. Ek dink dit is belangrik om daarna te kyk om te verstaan hoekom die mark afgekom het. En dit is maar hulle neem die leiding en dis hoekom ons ook afgekom het. Ja. So dit is ook weer 'n groot aanbieding in Australië gewees. Ja. So ek kan nie sien dat hulle volgende week ook dieselfde aanbieding gaan hê nie. Maar ons het weer eens 'n kleiner aanbieding volgende week. En ek dink dis vir die kopers ook gemakliker om op hierdie vlakke te begin gemaklik raak en daarop begin handel. Definitief. En dan kan ons voortbou verder daarop tot na Paasnaweek toe. Ek dink as ons kyk wat in Australië en as ons spesifiek na hulle volumes en hulle kwaliteit en alles, is 'n redelike groot volumes, maar ook redelike groot volumes van 'n laer skoonopbrengs, laer treksterkte. So die kwaliteit is nie heeltemal daar soos wat ons verwag van die skeersel nie. En skielik trek dit die mark gemiddeld af. Maar as ons kyk na 'n hele klompie ouens wat hier so in die top 10 lê, Eben du Plessis op die wat die hoogste pryse daarso. Dan eben hulle die Makassarfontein. die stoetery van hulle Makassarfontein boerdery. Makassarfontein het 'n lyn verkoop, daai 18,5 mikron wat hulle vir R218 aan Stukken verkoop het. Daai lyn was net so bietjie meer as 5% bo verlede week se vlakke. Eben self het 'n hele paar lyne verkoop, 'n klompie van sy lyne wat ek dopgehou het, was tussen 1,5 en 2% bo verlede week se vlakke. En so kan ons nou aangaan op meeste van hierdie Johan hulle hankeboerdery, Hendrik Bekes, hulle Johan Kutse, hulle almal van hulle het daai uitstekende lyne gehad wat bo verlede week se vlakke verkoop het. En dit was die spinnerskeersels in die aanbieding gewees. Daar was nie baie van hulle gewees nie, verskillend teenoor 2-3 weke terug, waar ons baie meer volumes daarvan gehad het. Maar weer eens, die Aussies het nie baie spinners gehad nie. Ja. En hulle praat van 1.8 saad is 'n probleem vir hulle. In hulle hooflyne, ons wil 0.5 saadpersentasie maksimum in jou hooflyn hê. Ja. So dit moes nie mooi wol gewees het nie. En ja, dan kan jy verwag dat die mark gaan sukkel op daai volumes wat hulle aangebied het. En dan gaan ons mos maar net reageer daarop in dieselfde pad volg, ja. Absoluut. So ek dink die idee wat 'n mens kry is dat daai lekker solid spinners tipe laat die mark eintlik beter is wat die algehele markvlak of markindikator aandui. Daai wolle hou nog solid op hulle vlakke. Maar as jy kyk die top 4 kopers, top 5 kopers, Mariana is weer bo die lys. Ja. 25%, amper 26% van die aanbieding het hy gevat. Standard Wool 17% met 1000 bale, Pinnacle 920 bale, 16%. En dan TNU, die Chinese maatskappy is sterk by ons met 13% van die aanbieding gevat. TNU het selfs 'n lot hierso in en dis nie waar ons hulle gereeld sien in die hoogste 5 nie. Die superfyn kant. Daar op nommer 4 'n lot van Lous Rus boerdery. Dit is nie heeltemal 'n superfyn, maar 17.2 mikron wat TNU vir R226 gekoop het, so wat die 4de hoogste prys vir die dag is. Maar daai Lous Rus skeersel het oor die algemeen baie goed verkoop. Johan Kutse hulle. Ja, nee, weet, in die Hoëveldse skeersels het vir jare baie goeie skoonopbrengste. So dis hoekom hulle sterk na vore kom en Hendrik se skeersel was uitstekend voorberei gewees. Ja, dit was dis van die mooi skeersels wat ons nou al die laaste, al die Hoëveld skeersels wat
van Januarie maand wat ons al gesien het wat deurgekom het. Ja, ek was gou-gou uit die veilingslokaal uit gewees toe jy met Hendrik hulle in die begin en toe ek terugkom en ek sien die bord alles is R200. Ek het eers vir 'n oomblik gedink dalk capture die ouens verkeerd. Dit was Dis wel, ek is nou al wat 37 jaar in die bedryf en ek het dit nog nie so gesien nie. In 2019 was dit ook nie so gewees, 2018-19 nie. So nee, die fynkant is definitief besig om sterk na vore te kom. En ja, kom ons ruim terwyl hy daar is. Absoluut. Ek het dink as ons een baal wat spesiaal was om te verkoop, Jim Christie Smit, R225 wat aan Standard Wolf vir sy 17.8 mikron baal. So dit was sy cricket toer geld geweest. Sy cricket toer, ja. En as die kopers het dit eintlik so ongelooflik mooi om gehelp in sy ondersteuning in die hele, so dit was eintlik iets spesiaals geweest om te sien. Dit was, ja. Nee, dit is vir 'n goeie doel en hulle het dadelik aangekoop daarin. Ja. Absoluut, ja. So Standard Wool het omgekoop. Standard Wool het omgekoop, ja. Ja, nee, Paul Lynch het regtig waar dis 'n mooi gebaar van hom gewees. Ja, maar gewees die kwaliteit is daar en 'n pragtige baal ook gewees. So laaste dingetjie wat opvallend is BBC wat in hierdie mark eintlik redelik sterk ingekom het en lanklaas het ons lekker aktiwiteit gesien van hulle en skielik het hulle ook sterk ingekom. Hulle het net oor die 100 bale gekoop. Dit klink min, maar dit is geselekteerde tipes wat op hulle standaard baie hoog is. Weet, ek sê altyd vir 'n kliënt, jy kan geëerd voel as BBC van jou lotte koop. Definitief, ja. Dit is iets spesiaals. Ja, definitief. Jacques, ja, dit is wat gebeur het in die veiling. Dames en here, baie dankie. Volgende week, getallig is 27. Dan sal ons weer 'n marksverslag gereed hê. Baie dankie. Totsiens.